besef net hoe belangrik dit is vir mense om raak gesien te word, om gehoor te word. 'n Ewigdurende stryd eintlik. Sê net vir my dankie, of ag my, sien my. En dit is so ingeweef in ons lewe in. En van kleins af word 'n ou geleer, jy moet die aandag kry en jy moet raak gesien word en jy moet die toppresteerder wees. En dan kom lees 'n ou nou Jesus se eerste preek op aarde. En dan hier in hoofstuk 6 sê hy, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Hier kom hy en hy sê vir hulle, julle dra hierdie wêreldse ding ook in my koninkryk in. Ek wil raak gesien, ek wil die heiligste wees, ek wil die beste wees, ek wil in die voorste bank sit, ek wil die hoogste posisie hê, ek wil aangestel word. En dis asof God sê, dis iets wat nie in sy koninkryk eintlik hoort nie. En dan gaan hy verder en sê hy, as jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbesy nie. Dit doen net die skynheiliges in die sinagoge en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Geen lof by God nie. Die mense gaan miskien vir jou sê, wow, great. Maar hoe voel God daaroor? En dan verder, nee, as jy iets vir die armes gee, of vir mense wil lief wees, of iets vir iemand wil gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Is dit nie interessant nie? Jy mag dit eintlik in jouself mag jy nie eens weet nie, want ek meen jou linker en jou regterhand is jou eie twee hande, nê. Hulle mag nie eens weet van mekaar nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Kom ons praat 'n bietjie vanmôre daaroor. Dis 'n ding wat sommer daar in julle huise baie gebeur, in die kerk gebeur, oral gebeur. Arme ek word nie raak gesien nie. As ou nou na hierdie goed kyk om raak gesien te word, geëer te word, die heiligste te wees, gee daarom net 'n dankie. In sigself is dit nie eintlik heeltemal verkeerd nie. Maar as dit jou motief begin raak vir hoekom jy by God en sy koninkryk betrokke raak, dan begin daar 'n vraagteken agter dit kom. Want dan word jou hart nie meer gedryf deur die gees van God nie, maar deur wat kan ek kry hieruit? Watse beloning kan my toekom wanneer ek hierdie volgende dade doen? Vir 'n arme iets gee, of liefde uitdeel, of omgee vir mense. Jou motief verander, met ander woorde, die gee en die lief hê. Eintlik verander die hele liefhê ding, want liefde vra niks terug nie, en om te gee vra niks in ruil nie. So dan is dit nie eintlik meer liefde en gee nie, dit word eintlik iets anders as die motief van jou hart is, ek wil geëer word, ek wil raak gesien word, ek wil 'n posisie hê. In hoeveel kerke, vra my, die stryd wat dit laat plaasvind in die koninkryk van God. Jaloesie, stryd, onmin. As gevolg van hierdie ding wat die Here hier kom aanspreek. Dis 'n wêreldse ding. Dit hoort eintlik nie in die koninkryk van God nie. Te dink eendag in die hemel gaan hierdie glad nie daar wees nie. Dit gaan nie belangrik wees nie. En om dit af te sterf, vra nogal iets van 'n mens.
Ek weet nie hoe dit met jou is nie. Ons is almal maar so. Ja, hulle het nie eens vir my dankie gesê nie. Ja, niemand weet eers, dis ek wat dit gedoen het nie. Ons wil so graag tog net dat mense dit raak sien. Weet julle broers en susters, as 'n ou nou mooi na hierdie gedeelte gaan lees, die oomblik wanneer jy raak gesien word, dan dryf dit eintlik die liefdesmotief weg. En God is liefde, dan is God eintlik nie meer betrokke nie. Dan is jy die sentrum. Ek dink 'n stuk van jou dankbaarheid gaan ook daarmee heen, want jy gee dit vanuit jouself in plaas van uit 'n dankbare hart van God af. En ek wil vir julle weer hierdie lees, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Dis baie intens hierdie, né? Ja, dit rym nie met my gees nie. Dit moet niemand dan weet nie. Mag ek dan nie net vir iemand sê nie? Wat is belangrik? Moet mense weet? Of is dit goed genoeg dat God weet? Hy wat sien wat verborge is en hy wat jou gaan kom beloon. Dis vir my so wonderlik, die beloning van God wat ons nie altyd kan omskryf nie, in 'n hart wat bereid is om te gee sonder dat daar eer of dat daar allerlei mooi goeders gesê moet word. En Jesus noem dit skynheiligheid. Miskien weet hy wat regtig aan mense se harte aangaan. Kom ons bly maar liewer doodstil. Jou linkerhand mag nie weet wat jou regterhand doen nie. Wow. Dis eintlik so 'n intense ding, nê. Ek mag nie eers weet waarmee ek besig is nie. Gee. Hê lief. Help. Deel uit. Al sien geen mens dit raak nie. God die Almagtige, wat die verborge raak sien, gaan jou beloon. Is dit nie wonderlik dat niemand hoef te weet nie, maar God weet? Ek het nou al 'n paar keer gedink, wat 'n beloning is dit wat God vir ons gee? Ons weet dat ons groot beloning eendag gaan kry, maar ek dink in die klein goedjies op aarde val dinge in plek en word dit reg in jou gesin, by die kerk, waar hierdie motief anders is. Gedryf deur liefde en gedryf deur die Heilige Gees. Gaan perkuleer bietjie hieroor. Ek sukkel met hierdie ding hoor. Amen.